ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 181. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek wil die Engelse boek promoveer, Israel's Rapture, wat deel van my doktorale graad was 'n klompie jare terug, wat besig is om totaal tot vervulling te kom met die oorlog tussen Israel en Iran op die oomblik, en natuurlik, ek wil maar net sê die Palestynë, want hulle is almal kop in een mis. So, asseblief, kry daai boek. Dis 'n dik boek, dis 'n A5 boek, 500 plus bladsye. Die inligting daarin is ongeëwenaar. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367-124, of jy kan na my webtuiste toe gaan, https://jafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe, begin reg voor, want die 3 is 'n magdom van die inligting gemis. En dan natuurlik is dit baie belangrik om in te teken op die webtuiste. Nou wat gebeur? Jy kry die kennisgewing van al die ander studies wat ons mee besig is. Of jy dit wil oopmaak en verder na dit luister of kyk, is u voorreg, maar u kry die kennisgewings. Deel die kennisgewing ook met die vriende en kennisse. Dis lewensverandering, skryfblok en pen. En ten minste 33 vir 53 Bybel is uiters belangrik. Luister na die aankondiging wat ek nou maak. Volgende week begin 'n nuwe reeks, boonbehalwe die ander reekse waarmee ek besig is. Daar's nie nou een van die reekse wat klaar maak nie. Dis 'n nuwe reeks, eskatologie en die eindtyd. Nou, eskatologie is oor die eindtyd. Dit gaan oor die verlede, die hede en die toekoms. Eskatologie en die eindtyd. Die vraag is, hoe ver is die Bybelprofeseë reeds vervul, verwysend na die eindtyd? Moet dit nie mis nie. Jy moet dit nie mis nie. Dis reeds nodig dat jy begin bid vir hierdie reeks, want daar gaan werklik skokkende feite uitkom, wat baie teoloë en mense gaan skok, omdat die goed vir ons weggehou word. Kom ons kyk spesifiek na, wat sê die Bybel oor die oorlog tussen die moslems en Israel, die moslems natuurlik, die islamitiese vyande van Israel. Hulle wil Israel totaal en al van die wêreldkaart afvee, die aardbol afvee. So dit is rondom dit. Nou die argument is nie of die Israeliete wat daar is regtig Jaffa se volk is nog nie, en of dit 'n bastervolk is, en of dit, maak nie saak wat dit is nie. Daar is soveel dinge waarna ons moet gaan kyk volgens die Bybel. En ons gaan 'n hele klompie Ou Testamentiese profeseë na kyk en dit dan vergelyk met die Nuwe Testamentiese gebeurlikhede. En dan natuurlik wat in die nuus is en dit wat dan besig is om plaas te vind. Hierdie reeks gaan 'n verskriklike lange reeks wees. Hoekom? Want hy sal net aanhou, dit gaan oor wêreldgebeurlikhede en die eskatologie. En dis kom ek noem eskatologie en die eindtyd. Halleluja. Bid daarvoor, kyk uit daarvoor. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir die begin van 'n nuwe week. Halleluja aan u, Vader. Al die eer, die lof, die prys en die aanbidding deur die naam van Jafashua. Halleluja. Dankie dat ons vanmôre as Jafiste bymekaar kan wees om na u woord te luister. Leer ons deur u woord. Leer ons om te kyk na die tekens van die eindtye. Leer ons om te kyk na die wolke wanneer dit gaan reën. U woord sê die mense verstaan die natuur. Hulle weet wanneer dit droogte gaan wees, hulle weet wanneer dit gaan reën, maar hulle weet nie wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. En ek wil dan bid, omdat ons in die eskatologie lewe, in die geopenbaarde woord, salf ons daarin, Vader, om te verstaan dit wat besig om te gebeur buitekant
in die wêreld en waar U ons geplaas het om te kyk na hierdie dinge as waarskuwings. Gee vir ons vanmôre insig en wysheid, salf die woord. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, in die mooiste naam, die naam Jafashua. Volk van Jafashua sê halleluja, halleluja, prys die naam van Jafashua. Wat 'n voorreg. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek glo dat dit gaan vir u 'n seën wees en dat Jaffa u gaan seën soos wat hy wil. Halleluja. En dat sy wil is om ons te seën bo wat ons kan dink of vermoed. Ons is besig met die boek Spreuke. Dit is so lus om al te begin oor die nuwe reeks praat en so aan, maar ek wil nie te veel op die stadium nie. Ons is besig met die boek Spreuke vir ons ontbytreeks en ons gaan by dit eers hou. Ons gaan verder waar ons gestop het laasweek op Vrydag. En ek glo dat in die naweek wat verby is, dat u gepoog het om 'n seën te wees vir die koninkryk van Jaffa. Halleluja. Dat u saad gesaai het, lewende saad, wat kan opkom en vrug kan dra, 30, 60 en 100voudig. Halleluja. Loof sy naam. Ons kyk na Spreuke 14 vers 4. Ons het mos laasweek met Spreuke begin. Die skrif het vir ons gesê, waar ons mee besig was Vrydag, waar geen beeste is nie, is die krippe leeg. En ek het net gevoel, ons het nog so 1 of 2 dingetjies om te sê rondom dit, en ek het dit Vrydag gesê, toe ons afgesluit het. As ons nie in ons gebedslewe en in ons verhouding met Jafashua en Jaffa ons Vader, deur die leiding van die Ruach HaKodesh, in 'n verhouding is nie, dan wil ek vir jou sê, sal jou kaste leeg wees, jou krippe sal leeg wees. Waar 'n tekort aan gebedslewe is. 'n gebedslewe is nie, soos ek gesê het laasweek, net wanneer ek op my knie val, vanaand as ek van die werk afkom en ek gaan nou slaap na ek gestort het en klaag. Nee, dis nie. My gebedslewe is my verhouding met Jafashua, waar ek enige tyd van die dag, enige oomblik met hom kan praat en onmiddellik is daar kontak. Hoekom? Want hy woon nie in 'n tempel iewers te ver, duisende ligjare nie. Hy sê, ons liggame is die tempel van die Ruach waar hy in bly. Hierso is ons sielsdimensie en dis waar hy is. Hy en Jafashua en die Ruach, hulle bewoon ons liggame. Is dit nie wonderlik nie? Dis nie daai groot synagoges en daai verskriklike kathedrale en hierdie verskriklike megakerke, nee. Hy sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, en waar ek in die Ruach is ons klaar 2. En waar ek in die Ruach en Jafashua is 3, en waar die Vader is 4, en verstaan jy wat ek sê, en waar u bykom is 5, en waar, so kan ons aangaan. Hy het voorsiening gemaak vir my en vir u, om in 'n persoonlike verhouding met hom te stap. En ek wil hê ons moet hierdie week begin, met hierdie skrif. Ek wil my kaste vol hê. Dit gaan nie oor hierdie goed nie. Dit gaan oor my geestelike lewe. Ek wil my sielsdimensie beslaan hê met woord en insig in woord. En onderskeiding in woord. In die leiding van die Ruach HaKodesh. In die lering van die woord deur die Ruach HaKodesh. Om die genadebloed van Jafashua te kan verstaan. Hy sê, waar daar geen beeste is nie, is die krippe leeg, maar deur die krag van die os, is die inkomste baie. Hoekom? Want die krag van die os, 'n os is 'n werksdier. Hy het so 'n paar skouers en 'n nek, en beenspier. Hy trek daai ploeg, en daai slee, en daai wa. So wanneer ek na die beeldspraakie kyk, waar die gebedslewe skade ly, is die krippe leeg. Maar waar die gebedslewe soos in die krag van 'n os is, waar my verhouding soos in die krag van 'n os is, daar is my verhouding en my inkomste baie. Dis nie hierdie goed nie. Dit gaan oor globale geestelike groei. Halleluja. Jaffa wil hê dat ons moet in die krag, want hy sê mos, Jaffa sê, ons moet in die krag van die opstanding van Jafashua, moet ons beweeg. Waardeur is ons gered?
deur sy bonatuurlike genadebloed. Waarin wandel ons? In die vrymaking van die genadebloed van Jahshua. Halleluja. So ons wil vanmôre in die krag en die autoriteit van 'n os, soos 'n os, beeldspraak, metafoor. Die Bybel sê weerstaan die duiwel, die Satan, en hy sal van jou wegvlug. Weerstaan die Satan en hy sal van jou wegvlug. Hoekom? Want Jahwe het deur die bloed van Jahshua ons autoriteit gegee oor enige demoniese magte. Hy sê in vers 5, 'n betroubare getuie lieg nie. 'n betroubare getuie, 'n man en 'n vrou wat se woord ja is en nee is. Dis wat die Bybel sê, ons as Jahwiste is nie veronderstel om te sweer nie. Ons is nie veronderstel om ons hand op 'n Bybel te sê, sit en te sê, nou sweer ek nie. Hy sê, laat jou ja wees, en jou nee. 'n betroubare getuie lieg nie. En weet jy wat, die waarheid triomfeer oor elke leuen. En Satan en sy trawante, sy demoniese trawante, die Satan is die vader van die leuns. En daarom sê die woord, dan mag nie leuns oor jou mond kom nie. Laat jou woorde gesout wees, soos gesoute vleis. Jy weet natuurlik dat sout preserveer, hy bewaar. Vat sout met bietjie speserye, hang hom op, 'n stuk vleis met sout en speserye, dan het jy later 'n lekker stuk biltong. Hy bewaar, hy preserveer. 'n betroubare getuie lieg nie. Ek wil sê, ons as Jahwiste is nie veronderstel om vir mekaar te lieg nie. Ons kan nie vir Jahwe of Jahshua lieg nie. Want die Ruach is in ons, en voor ons dit sê, dan weet hy dit reeds. Maar 'n valse getuie strooi leuns uit. Mense wat ongered is, hulle funksioneer op leuns. Hulle lewe daarvan. Hulle is ingestel daarvoor. Hulle belieg en bedrieg en besteel. Maar die woord sê, julle het nie daai tipe gees nie. Hoekom? Want ons wandel in die Ruach HaKodesh. Nou hy sê, julle het nie daai tipe gees nie. G-E-E-S. Met 'n klein g. Dis die gees van Satan. Om te lieg en te bedrieg en te besteel nie. Ons wandel in die geregtigheid. Want ons is die drie gees, die geseëndes, die gesalfdes en die gunsgenote, halleluja. En die geregtiges, ons is die vier gees. En nou leer om te onthou, daar's vier gees. So is dit nie wonderlik nie. Daar behoort geen leuns oor ons mond te kom. Ons behoort nie eers goed te bedink en te begin rondskuif en daar is mense wat net in leuns funksioneer. Hy sê in vers 6, die spotter, die verlore, die sondaar, soek wysheid. Maar dit is nie daar nie. Hoekom? Want sy mind is geoccupied, is besit deur leuns en bedrog en die goed van die wêreld het hom vas, het haar vas. Maar ek en jy het vanmôre in hierdie ontbyttyd 'n geleentheid waar ons gaan sê, Vader, deur die Ruach HaKodesh, ondersoek my niere, ondersoek my hart. Dis nou nie, dis ons liggaamlike dele. Want onthou, Apostel Paulus sê, ons is in die liggaam waarvan Jahshua die hoof is. Nou kom daai selfde woord en hy sê, ondersoek my niere, deursoek my hart. Dit gaan oor die geestelike, dis 'n metafoor. Want hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, dan kan ek nie my hart, my sielste mens sê, Vader, verlang vanmôre, as hy hierdie area het, van hier tot daar,
my sielsdimensie, dan het hy alles van my. Hy het alles van u. Hy wil vanmôre, wil Jaffa deur die Ruach HaKodesh sê, ek en u moet in hierdie dag, hierdie maandag, moet ons in die geregtigheid van Jafashua wandel. In die vrede, in die blyskap en in die heerlikheid daarvan. Hoekom? Want die oomblik as ons in sy vrede, in sy blyskap en heerlikheid wandel, dan kan hy sy bonatuurlike sluise oor ons oopmaak. Ek gaan dit in Engels sê, and he can flood us. Hy kan ons oorstroom. Hy wil dit doen. Ek meen as Jaffa ons Elohim sy seun gegee het om vir ons te sterf. Sy seun wat hy gegenereer het om vir ons verlossing te bewerkstellig. Hebreërs 1. Hebreërs 1, hoofstuk 1. As hy dit gedoen het, weet jy hoe lief het Vader Jaffa u en my? Terwyl ons heidene gewees het. Terwyl hy gekom het om ons 'n geleentheid te gee. Hy het gekom in sy eie volk kom verblind. Israel. Ek kan nie wag om met daai nuwe reeks te begin nie. Hy het gekom in sy eie volk verblind. Sodat hy homself aan ons as heidene kan openbaar deur Jafashua en die se genadebloed. Wat 'n voorreg vanmôre dat ek en u in die krag van die Ruach HaKodesh nie net kan wandel nie, maar hierdie dag kan lewe en lewe hê in oorvloed. Wat 'n voorreg. Mag hierdie dag vir u die beste dag wees wat u kan begeer om te hê. Kyk om u rond, ervaar die vrede, ervaar die seëninge. Ek spreek dit oor julle uit. Die vrede, die voorspoed, die seëninge van Jaffa en Jafashua gelei deur die Ruach HaKodesh in hierdie dag. Tot môre as Vader Jaffa wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.